Hallo julle, ons lees verder van 2 Konings vanaf hoofstuk 9. Jehu word koning in Israel en begin met die uitroeiing van Agab se geslag. Toe roep die profeet Elisia, een van die profete seuns, en sê vir hom: Gord jou heupe en neem hierdie kruik met olie in jou hand en gaan na Ramot in Gilead. As jy daar kom, kyk dan waar Jehu, die seun van Josafat, die seun van Nimsi, is, en gaan in en laat hom opstaan onder sy broers uit en bring hom in 'n binnekamer. Neem dan die kruik met olie en giet dit op sy hoof uit en sê: So spreek die Hemelse Vader, ek salf jou tot koning oor Israel. Maak dan die deur oop en vlug en vertoef nie. En die jong man, die dienaar van die profeet, het gegaan na Ramot in Gilead. Toe hy aankom, het die owerstes van die leer juis daar gesit, en hy sê: Ek het 'n woord vir u owerste. En Jehu vra: Vir wie van ons almal? En hy antwoord: Vir u, owerste. En hy het opgestaan en in die huis ingegaan. Toe giet hy die olie op sy hoof, en hy sê vir hom: So spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, ek salf jou as koning oor die volk van die Hemelse Vader, oor Israel. En jy sal die huis van Agab, jou heer, verwoes, sodat ek die bloed van my knegte, die profete, en die bloed van die knegte van die Hemelse Vader op Isabel kan wreek. En die hele huis van Agab sal omkom, en ek sal van Agab uitroei, en al wat manlik in Israel, sonder uitsondering. Want ek sal die huis van Agab maak soos die huis van Jerobeam, die seun van Nabat, en soos die huis van Basia, die seun van Ahia. En die honde sal Isabel eet, en op die dorpsgrond van Jesreel, en daar sal niemand wees wat haar begrawe nie. Daarna het hy die deur oopgemaak en gevlug. Daarop gaan Jehu uit na die dienaars van sy heer, en hulle sê vir hom: Gaan dit goed? Waarom het hierdie kranksinnige by u gekom? En hy antwoord hulle: Julle self ken die man en sy gepraat. Maar hulle sê: Leuns, vertel ons tog. En hy antwoord: So en so het hy met my gespreek en gesê: So spreek die Hemelse Vader, ek salf jou as koning oor Israel. Toe neem hulle gou elkeen sy kleed en lê dit onder hom somaar op die trappe neer, en hulle blaas op die ramshoring en sê: Jehu is koning. Daarop het Jehu, die seun van Josafat, die seun van Nimsi, die samenswering gesmee teen Joram, en Joram was besig om by Ramot in Gilead wag te hou, hy en die hele Israel teen Hazael, die koning van Aram. Intussen het die koning Joram teruggegaan en hom in Jesreel te laat genees van die wonde wat die Arameërs hom toegebring het in die oorlog teen Hazael, die koning van Aram. En Jehu het gesê: As julle dit goed vind, laat geen vlugteling uit die stad gaan om dit in Jesreel te gaan vertel nie. Toe klim Jehu op die strydwa en trek na Jesreel, want Joram het daar gelê. En Ahazia, die koning van Juda, het afgekom om Joram te besoek. En terwyl die wag op die toring in Jesreel staan, sien hy die skare van Jehu, terwyl hy aankom, en sê: Ek sien 'n skare. Toe sê Joram: Neem 'n ruiter en stuur hulle tegemoet, en laat hom vra: Is dit vrede? En die perderuiter het hom tegemoet gegaan en gesê: So vra die koning: Is dit vrede? Maar Jehu antwoord: Wat het jy met die vrede te doen? Volg my. En die wag het dit te kenne gegee en gesê: Die boodskapper het tot by hulle gekom, maar hy kom nie terug nie. Daarop stuur hy 'n ander perderuiter, en toe die by hulle kom, sê hy: So vra die koning: Is dit vrede? Maar Jehu antwoord: Wat het jy met vrede te doen? Volg my. En die wag het dit te kenne gegee en gesê:
Hy het tot by hulle gekom, maar hy kom nie terug nie. Maar die druiwe is soos die druiwe van Jehu, die seun van Nimsi, want hy dryf soos 'n kranksinnige. Toe sê Joram, span in, en hulle het sy wa ingespan, en Joram, die koning van Israel, het uitgetrek, en Ahasja, die koning van Juda, elkeen op sy wa. Hulle het uitgetrek Jehu tegemoet, en hom aangetref, en op 'n stuk grond by Nabot in Jesraeliet. En net toe Joram Jehu sien, sê hy, is dit vrede, Jehu? Maar hy antwoord, wat? Vrede solank as die hoerery van jou moeder Isabel en haar towerery so baie is? Toe ruk Joram om en vlug en sê vir Ahasja, verraad Ahasja, maar Jehu het die boog gespan en Joram tussen sy arms geskiet, sodat die pyl deur sy hart uitgegaan het en hy in sy wa in mekaar gesak het. Daarop sê hy aan sy adjudant Bidkar, tel op, gooi hom op die stuk grond van Nabot, die Jesraeliet, want onthou hoe ek en jy saam langs mekaar agter sy vader Agab gery het, en die hemelse Vader oor hom hierdie uitspraak gegee het. Voorwaar, ek het die bloed van Nabot en die bloed van sy seuns verlede nag gesien, spreek die hemelse Vader. Ek sal dit aan jou vergelde, op hierdie stuk grond, spreek die hemelse Vader. Tel dan nou op en gooi hom op die stuk grond volgens die woord van die hemelse Vader. Toe Ahasja, die koning van Juda, dit sien, het hy gevlug in die rigting van die tuinhuis, maar Jehu het hom agterna gejaag en gesê, skiet hom ook, en hulle het hom geskiet, en in die wa op die hoogte van Ger by Jebleem. Maar hy het na Megiddo gevlug en daar gesterwe. En sy dienaars het hom na Jerusalem vervoer en hom in sy graf by sy vaders begrawe in die stad van Dawid. En in die 11de jaar van Joram, die seun van Agab, het Ahasja, die koning van Juda, geword. En Jehu het Jesrael gekom, en toe Isabel dit hoor, het sy haar oë swart geverf en haar hoof versier, en deur die venster uitgekyk. Terwyl Jehu deur die poort inkom, sê sy, gaan dit goed, Simri, moordenaar van jou heer? En hy het opgekyk na die venster en gevra, wie is vir my wie? Toe kyk 3 hofdienaars uit na hom, en hy sê, gooi haar af, en hulle het haar afgegooi, sodat van haar bloed teen die muur en teen die perde gespat het, en hy het haar vertrap, en nadat het hy ingegaan en geëet en gedrink. Sê hy, kyk tog om na die vervloekte en begrawe haar, want sy is 'n koningsdogter. Maar toe hulle gaan om haar te begrawe, kry hulle van haar niks nie, as net die hoofskedel en die voete van haar handpalms. Daarop kom hulle terug en gee hom dit te kenne, en hy sê, dit is die woorde van die hemelse Vader, wat hy deur die diens van sy knegt Elia, die Tisbet, gespreek het, naamlik, op die dorpsgrond van Jesrael sal die honde die vleis van Isabel eet, en die lijk van Isabel sal soos mis op die land wees, en op die dorpsgrond van Jesrael, sodat hulle nie sal kan sê, dit is Isabel nie. Tot sover. Hoofstuk 10. Uitrooiing van die geslag van Agab en van die profete van Baal. En Agab het 70 seuns gehad in Samaria. Toe skryf Jehu 'n brief en stuur dit na Samaria aan die owerstes van Israel, die oudstes, en aan die opvoeders van die seuns van Agab, en sê, as hierdie brief dan nou by julle kom, terwyl die seuns van julle heer by julle is, en die strydwaans en die perde by julle is,
en 'n versterkte stad en wapens. Kyk dan uit na die beste en die betroubaarste van die seuns van julle Heer, en sit hom op die troon van sy vader, en veg vir die huis van julle Heer. Maar hulle het vreeslik bang geword en gesê, kyk, 2 konings het nie voor hom stand gehou nie. Hoe sou ons dan kan standhou? Toe laat die owerstes oor die paleis en die owerstes oor die stad en die oudstes en die opvoeders aan Jehu dit weet. Ons is u dienaars en alles wat u ons beveel sal ons doen. Ons sal niemand koning maak nie. Doen wat goed is in u oë. Daarop het hy vir die tweede maal 'n brief aan hulle geskrywe en gesê, as julle vir my is en my gehoorsaam wil wees, neem dan die hoofde van die manne, die seuns van julle Heer, en kom môre omtrent sulke tyd na my in Israel, want die seuns van die koning, 70 man, was by die grootes van die stad, wat hulle grootgemaak het. En toe die brief by hulle kom, het hulle die seuns van die koning geneem en hulle gedood, 70 man, en hulle hoofde in mandjies gesit, en aan hom na Israel gestuur. En toe die boodskappers kom en hom berig gee en sê, hulle het die hoofde van die konings se seuns gebring, sê hy, sit hulle in 2 hoope neer by die ingang van die poort tot môre toe. En in die môre het hy uitgegaan en gaan staan aan die hele volk gesê, julle is onskuldig. Kyk, ek het die sameswering gesmee teen my Heer en hom vermoor, maar wie het al hierdie manne doodgeslaan? Erken dat niks onvervuld bly van die woord van die Hemelse Vader nie, want die Hemelse Vader het gespreek en teen die huis van Agab, die Hemelse Vader het gedoen wat hy deur die diens van sy knegt Elia gespreek het. Toe slaan Jehu almal dood van die huis van Agab wat in Israel oor was, en al sy grootes en sy vertroudes, en sy priesters, totdat daar niemand van hom oor was wat hy vrygemaak het nie. En hy het hom gereed gemaak en gegaan na Samaria om na Samaria te trek. Terwyl hy op die pad by Bet Eket van die herders was, het Jehu die broers van Ahasia, die koning van Juda, aangetref en gesê, wie is julle? En hulle antwoord, ons is die broers van Ahasia, en ons het afgekom om die seuns van die koning en die seuns van die gebiedster te groet. En hy sê, gryp hulle lewendig. En hulle het hulle lewendig gegryp en gedood by die put van Bet Eket, 42 man, en hy het niemand van hulle laat oorbly nie. En vandaar het hy gegaan en Jonadab, die seun van Regab, gevind en hom tegemoet gegaan. En hy groet hom en sê vir hom, is jou hart reg soos my hart met jou hart is? En Jonadab antwoord, ja, so ja, gee jou hand, sê Jehu. Toe gee hy sy hand en hy het hom by hom op die wa laat klim en gesê, gaan saam met my en aanskou met die welgevalle my ywer vir die Hemelse Vader. En hulle het hom op sy wa laat ry. En toe hy in Samaria aankom, het hy almal omgebring wat van Agab in Samaria oor was, totdat hy hom verdelg het volgens die woord van die Hemelse Vader, wat hy tot Elia gespreek het. En Jehu het die hele volk bymekaar laat kom en vir hulle gesê, Agab het Baal 'n bietjie gedien. Jehu sal hom baie dien. Roep dan nou al die profete van Baal, al sy dienaars en al sy priesters, na my toe. Niemand moet gemis word nie, want ek het 'n groot offer aan Baal. Elkeen wat gemis word, sal nie leef nie, maar Jehu het dit met lus gedoen om die dienaars van Baal te kan vernietig. Verder sê Jehu, heilig 'n feestyd vir Baal, en hulle het dit uitgeroep. Jehu het ook deur die hele Israel
gestuur en al sy dienaars van Baal het gekom, sodat daar niemand oor was wat nie gekom het nie, en in die tempel van Baal ingegaan, sodat die tempel van Baal vol was van end tot end. En hy het gesê aan die een wat aan die klerekamer was, bring klere uit vir al die dienaars van Baal, en hy het vir hulle klere uitgebring. Daarop gaan Jehu saam met Jonadab, die seun van Regab, en in die tempel van Baal in en sê aan die dienaars van Baal, ondersoek en kyk of miskien van die dienaars van die Hemelse Vader hier by julle is nie, net die dienaars van Baal alleen. En hulle het ingegaan om slagoffers en brandoffers toeberei, maar Jehu het vir hom buitekant 80 man opgestel en gesê, hy wat een van die manne wat ek in julle hande lewer, laat vry raak, sy lewe sal in die plek van die se lewe wees. En toe hy gereed was met die aanbieding van die brandoffer, sê Jehu aan die hardlopers en die adjudante, kom in, slaan hulle dood, laat niemand uitkom nie. En hulle het hulle met die skerpte van die swaard doodgeslaan, en die hardlopers en die adjudante, en hulle het hulle uitgegooi na die stadsdeel van die Baalstempel gegaan, en hulle het die pilare van die Baalstempel uitgebring en dit verbrand, en die klippilare van Baal afgebreek, en Baal se tempel afgebreek, en daar gemakshuisies van gemak tot vandag toe. So het Jehu dan Baal uit Israel uit verdelg. Afgoderry en dood van Jehu vanaf vers 29. Maar die sondes van Jerobeam, die seun van Nabat, wat Israel laat sondig het, daar het Jehu nie van afgewyk nie, van die goue kalwers en wat in Bethel en in Dan was. Toe sê die Hemelse Vader vir Jehu, omdat jy goed gehandel het deur te doen wat reg is in my oë, volgens alles wat in my hart was, aan die huis van Agab gedoen het, sal jou seuns tot in die 4de geslag op die troon van Israel sit. Maar Jehu het nie sorgvuldig in die wet van die Hemelse Vader, die God van Israel, met sy hele hart gewandel nie. Hy het nie afgewyk van die sondes van Jerobeam, wat Israel wat sondig het nie. En in die dae het die Hemelse Vader Israel begin inkort, en Asiel het hulle in die hele gebied van Israel verslaan. Van die Jordaan af na die ooste toe, die hele land Gilead, die Gadiete en die Reubeniete en die Manassiete en van Aroer af, wat aan die Arnon rivier lê, Gilead sowel as Basan. En verder die verdere geskiedenis van Jehu en alles wat hy gedoen het en al sy magtige dade, is dit nie geskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel nie. En Jehu het ontslaap met sy vaders en is begrawe in Samaria, en sy seun Joas het in sy plek koning geword, en die dae van Jehu oor Israel in Samaria geregeer het, was 28 jaar tot sover. Hoofstuk 11. Atalia roei die koninklike geslag uit en regeer oor Juda, en Joas bly gespaar, dood van Atalia. Toe Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun dood was, het sy haar klaargemaak en die hele koninklike geslag omgebring. Maar Joseba, die dogter van die koning van Joram, die suster van Ahasia, en Joas, die seun van Ahasia, geneem en hom gesteel onder die koning se seuns uit, wat gedood moes word, en hom en sy pleegmoeder in die bedekamer gebring. So het hulle hom dan vir Atalia weggesteek, sodat hy nie gedood is nie, en hy was saam met haar in die huis van die Hemelse Vader verborge, 6 jaar lang, terwyl Atalia oor die land regeer. Maar in die 7de jaar het Jojada, die owerste oor honderde van die karriers
en van die hardlopers laat haal, en hy het hom in die huis van die Hemelse Vader laat kom, en met hulle 'n verbond gesluit onder die eedswering in die huis van die Hemelse Vader, en vir hulle die koning se seun gewys. Daarna gee hy hulle bevel en sê dat dit moet julle doen. 'n derde deel van julle wat op die Sabbat inkom, moet wag hou by die huis van die koning, en 'n derde deel by die poort van Sur, en 'n derde deel by die poort agter die hardlopers, en julle moet wag hou by die huis om dit te verdedig. En die twee ander afdelings van julle, almal wat op die Sabbat uitgaan, moet die wag by die huis van die Hemelse Vader by die koning hou. En julle moet rondom die koning gaan staan, elkeen met sy wapen in sy hand, en die een wat in die rye inkom, moet gedood word, en julle moet by die koning wees as hy uit en ingang. Die owerstes oor 100 het toe gedoen, net soos wat die priester Jojoda beveel het, en elkeen sy manne geneem en op die Sabbat ingekom, saam met die wat op die Sabbat uitgegaan het, en na die priester Jojoda gekom. En die priester het aan die owerstes oor 100 die spiese en die skilde van die koning Dawid gegee, wat in die huis van die Hemelse Vader was. En hy en die hardlopers het gaan staan, elkeen met sy wapen in sy hand, van die regterkant van die huis af, tot by die linkerkant van die huis, na die altaar en na die huis toe, rondom by die koning. Daarna het hy die seun van die koning uitgebring, en aan hom die kroon en die getuienis oorgegee, en hulle het hom koning gemaak en hom gesalf, en met die hande geklap en gesê, mag die koning lewe. Toe Atalia die stem van die hardlopers en van die volk hoor, het sy na die volk in die huis van die Hemelse Vader gekom. En toe sy die koning sien staan op die verhoog volgens die gewoonte met die owerstes en die trompetblasers by die koning, terwyl die hele volk van die land bly is en op die trompette blaas, skeer Atalia van haar klere en roep uit, verraad, verraad, maar die priester Jojoda het die owerstes oor 100 en aanvoerders van die leer bevel gegee en vir hulle gesê, neem maar weg tot binne die rye in en maak dood met die swaard die wat agter haar aankom. Want die priester het gesê, sy moet nie in die huis van die Hemelse Vader gedood word nie. En hulle het die hande aan haar geslaan, en sy het deur die ingang vir die perde in die huis van die koning gekom, en is daar gedood. En Jojoda het die verbond gesluit tussen die Hemelse Vader en die koning en die volk, en hulle 'n volk van die Hemelse Vader sou wees, ook tussen die koning en die volk. Daarna het die hele volk van die land in die tempel van Baal ingegaan en dit afgebreek, sy altare, sy beelde, en hulle kort en klein gebreek, en Matan, die priester van Baal, vir die altare doodgeslaan. Verder het die priester wagte aangestel oor die huis van die Hemelse Vader. Toe neem hy die owerstes oor 100, die karriers en die hardlopers en die hele volk van die land, en hulle het die koning afgebring uit die huis van die Hemelse Vader, en deur die poort van die hardlopers in die huis van die koning gegaan, en hy het op die koningstroon gaan sit, en die hele volk van die land was bly, en die stad rustig, maar hulle het Atalia met die swaard in die huis van die koning gedood. Joas was 7 jaar oud toe hy koning geword het. Tot sover. Okay, hoofstuk 12. Regering van Joas, die afskaffing van afgoderry en die herstel van die tempel. In die 17de jaar van Jehu het Joas koning geword, en hy het 40 jaar geregeer in Jerusalem, en die naam van sy moeder was Sibia van Barseba. En Joas
het gedoen wat reg was in die oë van die Hemelse Vader, al sy dae waarin die priester Joda hom onderrig het. Net die hoogtes is nie afgeskaf nie. Die volk het nog geoffer en op die hoogtes rook laat opgaan. En Joas het aan die priesters gesê, al die geld wat as heilige gawes in die huis van die Hemelse Vader gebring word, gangbare geld, elkeen se persone geld waarvoor hy geskat is, en al die geld wat iemand vrywillig in die huis van die Hemelse Vader bring, mag die priesters vir hulle neem, elkeen van sy bekende, en hulle moet die bouvallige plekke van die huis herstel, waar 'n bouvallige plek ook al gevind word. Maar toe in die 23ste jaar van koning Joas, die priester die bouvallige plekke van die huis nie herstel het nie, het koning Joas, Joda, die priester en die priesters geroep en aan hulle gesê, waarom herstel julle nie die bouvallige plekke van die huis nie? Nou dan, julle moet geen geld van julle bekendes aanneem nie, maar dit gee vir die bouvallige plekke van die huis. En die priesters het ingewillig om geen geld van die volk aan te neem nie, en om die bouvallige plekke van die huis dan ook nie te herstel nie. Toe neem die priester Joda 'n kus en boor 'n opening in sy deksel en sit dit langs die altaar neer aan die regterkant as 'n mens in die huis van die Hemelse Vader inkom, en die priesters wat die drempel bewaak, het al die geld wat in die huis van die Hemelse Vader ingebring is, daarin gegooi. En toe hulle sien dat daar baie geld in die kus was, het die skrywer van die koning opgegaan en die hoëpriester en dit saamgebind en die geld getel wat in die huis van die Hemelse Vader gevind is. En hulle het die afgetelde geld oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat oor die huis van die Hemelse Vader aangestel is. En hulle het dit uitbetaal aan die skrynwerkers en die bouers wat aan die huis van die Hemelse Vader gewerk het, en aan die messelaars en aan die klipkappers, en om die houte gekapte klippe te koop, om die bouvallige plekke van die huis van die Hemelse Vader te herstel. Ja, vir alles wat uitgegee moes word aan die huis, moet dit geherstel word. Ewenwel is daar in die huis van die Hemelse Vader geen silwerskottels, messe, komme, trompette, enige goue gereedskap of silwergereedskap gemaak van die geld wat in die huis van die Hemelse Vader gebring is nie. Maar hulle het dit aan die uitvoerders van die werke gegee om daarmee die huis van die Hemelse Vader te herstel, en hulle het dit met die manne afgereken en in wie se hand die geld toevertrou was om dit aan die uitvoerders van die werk te gee, want hulle het met getrouheid gehandel. Die geld van die skuldoffer en die geld van die sondoffer is nie in die huis van die Hemelse Vader gebring nie. Dit was vir die priesters. Destyds het Hazael, die koning van Aram, opgetrek en teen Gat geveg en dit ingeneem. Daarna het Hazael sy aangesig gerig om teen Jerusalem op te trek. Toe neem Joas, die koning van Juda, al die heilige gawes wat sy vader Josafat en Joram en Ahazia, die koning van Juda, geheilig het met sy eie heilige gawes, en al die goud wat te vinde was in die skatkamers van die Hemelse Vader se huis en van die koning van die huis, en stuur dit aan Hazael, die koning van Aram. Daarop het hy van Jerusalem af weggetrek, en die verdere geskiedenis van Joas en alles wat hy gedoen het, is dit nie beskrywe in die kroniekeboeke van die konings van Juda nie, en sy dienaars het opgestaan en sameswering gesmee teen Joas gedood in die huis van Milu, wat afgelê na Sila toe. Josabat, die seun van Simeat, en Josabat, die seun van Somer, sy dienaars het hom doodgeslaan,
en hy is begrawe by sy vaders in die stad van Dawid, en sy seun Amasia het in sy plek koning geword. Tot sover.